Ek het vanmôre 'n woord wat ons as vanmôre as waarskuwing moet sien. En my tema vanmôre is Jesus bloed is nie gemeng nie. Ek wil vir julle lees in Exodus 12 vanaf vers 37 en 38 en jy is welkom om so te volg op die bord of in die Bybels te kyk. Hy sê die kinders van Israel het van Rameses na Sukot weggetrek omtrent 600,000 te voet. Die manne buiten die kinders. En 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek. En klein vee en beeste, 'n groot hoeveelheid vee. En terwyl ek hier die woord gemengde bloed sien, toe besef ek vanmôre, dank die Here dat die bloed van Jesus was suiwer. Daar was nie gemengde bloed nie, maar ons as mens, en ek het vanmôre 'n woord, waar ons as mens die bloed van Jesus wil meng, om onsself te regverdig. Jy weet, as ek by 'n plek sal kom en iemand skuld R100 en ek vat as voorbeeld, of Heinrich kom by my en hy sê, pa, ek skuld iemand R100, ek het 'n transaksie ondergaan en ek het dit verloor, of wat ook al die saak mag wees, of ek het iets gekoop en ek gaan en ek vat die R100 en ek gaan betaal die prys van R100, gaan dit nie baat as enige een van julle net R1 daarby sal voeg nie. Want die volmaakte R100 wat geskuld was betaal. En ongelukkig het die mens in vandag se tyd so vermetel geword, laat ons dink ons kan iets by die bloed van Jesus voeg. En ons kan om dit vermeng, en ons kan dit so 'n bietjie anders te draai soos dit ons pas. Maar ongelukkig bly dit die suiwer volmaakte prys. En ons kan niks daarby voeg en niks daarby wegneem nie. Ek wil vanmôre met u praat oor wat die mens doen. En vanmôre wil ek jy moet so 'n bietjie hand in die eie boesem steek. En wanneer ons gaan oorgaan na die nagmaal, moet u sekerlik in jou hart wees, laat ons die vermenging proses wat ons as mens wil toepas, vanmôre agterlaat en ons volkome vertroue in die bloed van Jesus sit. Ek het lank terug, het ek eendag het genoem en ek het so die les uit het geleer oor die bloed van Jesus, oor vergifnis. Weet jy dat die mens kan mekaar nie vergewe vir dinge wat in die verlede gebeur het nie. En ons sal vinger wys na baie dinge en ons sal na mekaar 'n vinger wys en ons sal dinge herroep en ons sal dinge sê en ons sal dinge mekaar seermaak. Maar weet jy, wanneer die bloed van Jesus intree, wil ek vir u sê, die mens kan teen mekaar hou, maar die bloed van Jesus reinig en vergewe en maak skoon en maak die verlede tot nuut. Ek weet, is dit nie vanmôre vir ons 'n groot voorreg dat ons deel van dit kan wees? Weet jy, as dit nie vir dit was nie, sê ek vanmôre vir myself, en ek dink ek het dit in die bestuursraad gesê, dan sou ek sekerlik een van die eerstes gewees het wat gestenig moes wees. Want ek het maar my baie foute gehad en ek het my baie dinge verkeerd gedoen, maar ek dank God vir die bloed van Jesus vanmôre. Ek wil vir u sê, ek weet nie wie van u sou in hierdie banke kon sit nie, maar sekerlik was ek een van die eerstes wat vanmôre gestenig sal wees, maar omdat die bloed van Jesus vir ons gestort het, en wil ek vir u sê, het ek hierdie 'n lewe van vrylating en ook van genesing vanmôre. En ons vanmôre dankbaarheid tot die Here. Kom ons gee hom 'n lof. Mense dink dat die bloed van Jesus net sy krag verloor. Weet jy hoe baie mense het al gegaan, dan bely hulle, veral wanneer ek myself vergifnis kom. En ek het altyd die voorbeeld wat ek gebruik,
En ek noem dit altyd so, ek sê ons is vandag bereid om ons treurige munisipaliteit van 'n Bybelpark te vertrou met ons swart sak. Maar ons kan nie die bloed van Jesus vertrou met ons sonde nie. Want weet jy wat maak ons? Wanneer jy by die huis is en jy gooi jou vuil goed weg en hy melkbokse en wat ook al, staan jy nie op die sypaadjie en jy hou daai swart sak dop. En wanneer die trok verbykom, as hy eendag verbykom, dan hardloop jy nie agter hom aan en gaan haal jou swart sak uit nie, want jy vertrou die munisipaliteit sal op die regte plek dan. Weet jy wat doen ons as kinders van die Here? Ons sit dit in 'n geestelike swart sak wanneer ons dit bely. Maar as die trok wegtrek, hardloop ons na en ons gaan haal hom. En ons vat dit weer vir ons en ons dink die bloed van Jesus kom ons nie gereinig nie. En ons herroep dit en ons stop oor dit. En ons wonder oor dit terwyl die bloed van Jesus eintlik dit wil gaan damp. En ons moet dit nie eers meer aan dink nie, ons moet dit vergeet dat dit verby kan wees. O, ek is so opgewonde vanmôre. Ek wonder of u vanmôre besef die bloed van Jesus het nog nooit sy waarde verloor nie. En weet ons kan gaan kyk na die wêreldmarkte. Daar's sekere goed wat optel. En daar's nog goed wat val. En môre daardie goed wat opgetel het val weer. Ek wil nie sê alles verloor waarde in hierdie wêreld, maar daar's iets wat nooit sy waarde sal verloor nie. En dit is die bloed van Jesus vanmôre. Dit is die kruisdood vanmôre. Wat vir ons gestorf is. Elke druppel vir my en vir jou, sodat ek en u vanmôre die blydskap kan hê. Maar ek moet vanmôre vir u waarsku, daar is sekere elemente hoe ons die bloed van Jesus wil meng en vermeng. Die mens het op 'n plek gekom waar hy die waarheid verdraai. Die mens het op 'n plek gekom waar ons onsself regverdig. En sodoende vermeng ons hierdie bloed, hierdie diersaam bloed van ons. Wat is die mens se eerste woorde wanneer hy sondig? Of wanneer hy 'n fout maak, of wanneer hy verkeerd doen? En hierdie woorde het u sekerlik al baie gehoor. God ken my hart. Ek kan wel fouteer. Ek kan wel foute maak, maar dis oké, God ken my hart. Ek wil vanmôre vir u sê, ons moet versigtig wees, dat ons nie hierdie woorde gebruik om te sê, God ken my hart, om sonde te regverdig nie. Dit is goed en wel, God ken ons hart. Dis juist hoekom ons moet verander. Dis juist hoekom die bloed van Jesus vir ons gestort het, sodat ons hartskamers weer gereinig kan word deur die bloed van Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, geen fout met die woorde dat God ons hart ken nie, maar die mens kom op 'n plek en hy regverdig sonde, omdat God mos die hart ken. Ek wil vandag vir jou vra, as jy by jou huis verniel word deur jou eggenoot en hulle het 'n moeilike pad wat jy stap. En dan kom op 'n dag wat jy nie meer kan uit en jy vra, hoekom doen jy dit? En hy sê, ag, jy ken ons my hart. Ek is mos lief vir jou. Wil ek vir jy sê, gaan jy vertrou in daai hartkenning teen hê? So is dit in die geestelike lewe. Weet jy hoe baie keer maak ons die Here seer deur ongeregtigheid wat ons doen. En ons sê ons maar net die Here ken my. Maar ek is nie bereid om te verander. Die volgende woorde wat ons so maklik uiter, waaraan die mens so maklik skuldig is. Niemand is perfek. En deur dit regverdig ons sonde in ons lewe. Ek wil vanmôre vir die sonde gaan ons ongelukkig ons pad ons kom, misstappe gaan ons terug.
ons gaan foute maak. Maar weet jy wat is so wonderlik van hierdie sake? Wanneer ek 'n fout maak, vra ek vergifnis en ek streef na heiligmaking, want ek is nie perfek nie, ek weet ek gaan môre 'n misstap maak, ek gaan dalk volgende week 'n fout maak, ek gaan dalk vanmiddag 'n fout maak, dit maak nie saak nie, maar wat ek weet, ek lewe 'n pad saam met Christus, en wanneer ek saam met hom stap en ek maak my foutjie, dan is die bloed van Jesus daar om my te reinig, dis omdat ek weer op die pad kan kom, en weet jy wat, wanneer ek sê, ag Here, ek is jammer, ek het gefouteer, ek het my vererg, ek het op verkeerde woord gespreek, en weet jy wat is so kosbaar, dan dink die Here nie weer daaraan nie, dit is verby, en dit is vergete. Ek het hierdie week, en ek is nie iemand wat iemand anders oordeel, dit is nie ons, kom ons nie toe nie. Maar ek het hierdie week gesien, hoe mense hulle vergryp en by die toernooi in die aande, aan geweldige drang, die taal waarmee gaan, die woorde wat geuiter word. Dit is hartseer. Sondag, toe hulle gesamentlike kerkdiens hou, is almal op kerk wat wonderlik is, want dit is 'n plek waar sondags moet wees. Maar hulle stap onveranderd uit, om maar net weer te leef soos hy geleef het. En dit is waar die fout is. Niemand is perfek nie, maar ons moet streef na heiligmaking. Ons sing so lekker daar die liedjie, te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig. Vanmôre is ek nie daar om hulle te oordeel nie. En vir hulle bid, die Here het my gehelp Sondagmiddag, terwyl ek skei 85 jaar seevierend gehad het, en hulle baie groot seremonie daarvoor aangebied het, spesiale gaste genooi ensovoorts. Ongeveer so 200 mense wat in die saal sit, en hulle het my gevra om ook die opening te doen met die woord. Sien ek dit as 'n geleentheid. Ek stap daar op, en die mikrofoon werk eers, en ek sien is so 'n bietjie chaos, en ek sê vir myself, vyand, jy gaan nie slaan nie, hier is my wyd plek. Hier gaan ek vanmôre saai, prys die Here vanaand saai. En ek sê vir hulle, maak, sorteer gaan julle uit, dan gaan ons begin, ewe rustig, ewe kalm. Hulle bring 'n nuwe mikrofoon en ek staan daar. Die Here lei my en ek begin daar 'n woord bedien. Ek so oor die gehoor kyk, is daar mense wat trane afvloei. En die Heilige Gees wat vaardig is. Ek stap van daar die verhoog af, nie een na ander klap, nie een applaus nie. Maar so heilige atmosfeer wat dan oor die gehoor, nie oor my nie, weet jy wat? Dis omdat die Heilige Gees sy plek het, en die bloed van Jesus wat gereinig is besig om mense los te maak. Ek kom daar die maandag al by die Jukskybane, en die mense kom na my toe sê vir my, jy moet vir ons daai preek gee, dit het so met ons gepraat. Ek wil vir sê die Here het so gewerk, en ek besef dit is lekker om in die huis van die Here 'n woord te bedien. Maar weet jy wat is nou voor geroep om 'n verskil dan al by dit te kan maak. Ek wil vir sê ons het almal 'n liggie wat brand. Dit is wonderlik as ons Sondag na Sondag sit en ons verhelder mekaar met ons kersie wat brand en ons 'n liggie. Maar weet jy wat is nie waarvoor ons geroep is nie. En wanneer ek in die donker wêreld instap en dan moet daar die liggie kan skyn, dan weet ek en nou maak ek 'n verskil. Ek is nie hier om nie te verblind nie. Ek is hier om 'n lig in die wêreld te kan wees. En met die bloed van Jesus het my gestuur en gereinig om 'n verskil te kan maak. Die derde sê ding wat mense vandag sê, wat hulle die bloed van Jesus wil vermeng, dis maar hoe ek is. Ons doen presies, dis maar hoe ons is.
Jy kan vanmôre jou eie vanda sit. Sorry broer Flip, jy is ook 'n doelpleis, ek sit spin op jou nie meer. Ek het al mense geken in Randfontein en was so baie kwaai. Hy sê, ek is 'n Botha, los my, dis wat ek is. Ag, ek is so dankbaar dat die bloed van Jesus 'n Botha en 'n doelpleis sien, wie ook al jy vandag is, kan verander, want dis hoekom ek hier is, sodat ek verander kan word deur die bloed van Jesus. Weet jy wat maak jy as jy dit sê, dis hoe ek is? Jy maak sonde deel van jou identiteit. Ek wil die sonde deel van my identiteit. Jy weet nie wat moet deel van my identiteit wees. Gereinig en geheilig deur die bloed van die lam vanmôre. Ek wil vir jou sê, ek soek 'n nuwe identiteit in Christus vanoggend. Ek weet nie van u nie, maar weet jy wat, dis nie hoe ek is nie. Dis hoe Jesus my gaan vorm. Dis hoe Jesus my gaan maak. Dis hoe Jesus my gaan verander. Ek wil vanmôre vir u sê, ek wil jy moet dit vanmôre so 'n bietjie by jouself sê. Ek gaan 'n nuwe identiteit kry deur die bloed van Jesus vanoggend. Ek gaan gereinig wees. Ek gaan vanmôre 'n oorwinnaar in Christus wees. Die vierde een waaroor almal so maklik struikel. Almal doen dit. As almal dit doen, is dit mos reg. En ek wil vir u sê, daardeur vermeng ons die bloed. Want nêrens staan daar om saam met die stroom te gaan, is die regte manier. Maar ek het wel al gesien, die een wat teen die stroom gaan, dis die een wat die verandering en die verskil maak. Ek weet mos soos dit op skool, dis makliker om in die stroom te spring as om teen hom te swem. Of vanmôre vir u vra, ons het begin ons sonde te hernoem. Ons noem dit 'n swakheid. Ons noem dit 'n persoonlikheid. Ons noem dit menslikheid. Weet jy wat noem God dit? Sonde. Ons het mooi naampies gekry vir sonde. So maklik om te sê, ag, is maar my swakheid. Is God tevrede met jou sonde? Ons moet so versigtig wees, want ons verdraai die waarde van Jesus. Die is een wat baie algemeen is, my 5de punt vanmôre. My sonde is nie so erg soos die volgende ouse nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, klein of groot sonde is sonde hoor. Ag, ek lieg dalk, maar steel daarom nie. Jy sê dieselfde bootjie. Ek steel dalk, maar hoereer nie. Jy sê dieselfde bootjie hoor. Sonde bly sonde. Nêrens in die woord van die Here staan dat daar 'n skaal is van die grootte van sonde nie. Hy sê verkeerd is verkeerd en reg is reg. Ek het eendag met 'n bestuurder gepraat en hy sê ek is nie 'n slegte mens nie. Ek hoereer nie, ek steel nie. Eintlik 'n goeie ou. Dan dink ek op myself, ek moet vanoggend lekker geskel op die werk, maar dis op voorraad. Môre vir sy weer skaal. As jy is die klein vossies wat die wingerde verroes, wat vatplek kry. Vanmôre wil ek vir u vra, is ons as mens nie besig om die bloed van Jesus te probeer vermeng, om by ons te pas. Ons mag, ons kan nie. Punt 6. God is ons liefde, hy sal verstaan. O, ek so bly God is liefde. Dis juist hoekom die bloed vir ons daar is tot verandering. Hy sal verstaan.
totdat jy agtergekom het, jy moet heilig maak en streef en jy moet nou verander. Ek wil nie vanmôre vir u enigstens negatief instel oor hierdie bloed van Jesus, maar ek wil vanmôre vir u sê, ons moet versigtig wees. En ons moet hierdie woord vanmôre vat en sê, Here, ek is so maklik geneig om op 'n plek te kom. Weet jy wat, ek praat nie ander mense sleg nie. Hulle doen ook 'n goeie werk op hulle eie, maar daar was 'n organisasie gewees wat verkondig het, wat een keer gered, altyd gered. Ag, mag die Here daai mense help, dat hulle net tot wysheid kan kom. Want ek wil vir u sê, jy kan nie altyd gered wees as jy lewe soos jy lewe nie. Dit is so goed. Ek en my seun kom by die huise en hy's my seun, maar hy lewe nie die lewe nie, en hy gaan weg van my af, en ek sien hom vir jare nie, hy maak nie kontak met my nie, alhoewel hy my seun is, wil ek vir u sê, ek gaan al 20, 30, 40 jaar verby, weet jy wat, die dag wanneer ek doodgaan, of wanneer ek doodgaan, gaan daar niks in my testament vir hom wees nie, hoor, daar gaan nie 'n nalatenskap wees nie, want daar was nie 'n verhouding gewees, tussen my en hom nie, ek wil vir u sê, so werk ek ook vandag, in die godsdienste, ons moet 'n verhouding hê, sodat ons name in die testament kan wees, om te sê die boek van die lewe, ek gaan hemel maak, ek wil vanmôre vir sê, ons kan nie gaan om te sê, ek is een keer gered, altyd gered nie, nee, ek nie my woord van die Here sê, bekeer jou daagliks, ek wil vir sê, kind van God, ek het dit vanmôre, 'n verantwoordelikheid, om te sê, Here, ek moet harder werk, elke dag, in my verhouding met u. Maak so maklik die bloed van Jesus goed oop. Die wêreld maak die bloed van Jesus goed oop. Volgende punt wat ek vir u wil gee, en die kry veral onder die jonger geslag, en hulle sal sê, ek sal eendag nog reg maak. Daar's nog baie tyd. Ek wil vir u sê, gaan loop deur die begrafplaas. Pieter, jy wat nou baie grafstene opsit. Jy kan maar gaan kyk daar, daar's baie ouens wat gedink het, daar's nog 'n dag van môre. Daar lê nog baie ouens wat nooit eers gedink het, dis hulle laaste dag op aarde. As jy vanmôre die redenasie het om te sê, ek gaan nog eendag regmaak, wil ek vir jou vra, terwyl ek begin vanmôre die liederlei en ek ervaar in my gees dat die Here met iemand praat vanoggend. Ek vir jou vra, kom terug by die voete van Jesus. Jy het lang genoeg weggedwaal, jy het lang genoeg skade gelei. Die volgende punt wat ek by u wil los, is die laaste een. In my hart is dit nie verkeerd nie. Want die mens aanvaar en vat dit wat hy wil hê, om homself te regverdig. Of vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak of jy in jou hart voel wat reg of verkeerd is nie, as wat God se standaard is, wat reg en verkeerd is. So ek het 'n vroukie geken, terwyl sy homoseksueel uitraai, en een van die susters in die gemeente met haar deel, met haar probeer arbei oor hierdie saak. Kom sy by 'n plek en sy spreek hierdie woorde en sy sê, ek het laasnag voor die Here gelê. Ek en die Here het hierdie saak uitgemaak. Ek dink by myself, waarmee is jy besig? Hoe sal God jou spesiale permissie gee? Nooit en ter ewigheid. Mense is besig om die bloed te verdien. Terwyl die bloed
keer as ons sonde verskoon, elke keer as ons sonde probeer regverdig, is ons besig om die bloed goed te maak. Vanmôre vir jou vra, so 'n paar maande terug sit ek aan mense aan die huis, mense lewe in sonde. Ek neem die vermoedigheid en ek spreek hulle aan oor hierdie saak, want hulle het antwoorde nodig. Ek wil vir julle sê die verskonings wat daarmee uitkom, hoekom hulle dit doen. Ek dink aan myself, waarmee is die mens besig? En geen verskoning gaan sonde regverdig. Vanmôre vra ek vir jou vriend, gemeentelid, besoeker, is jy nie ook besig daar om die bloed van Jesus se waarde te probeer verminder en te vermeng? As sonde nie so ernstig was nie, hoor hierdie woorde wat ek vanmôre vir u sê, waarom was daar dan 'n kruis? As sonde nie so ernstig was nie, waarom moes iemand sy bloed stort? As sonde nie so ernstig was nie, waarom moes Jesus dan gelei? Johannes 19 vers 30, terwyl Jesus aan die kruis hang, Broer Janie kan dit vir my opsit, en hy sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Vanmôre wil ek vir u sê, kind van God, maak die saak wat ek en jy probeer vandag doen tot regverdiging nie. Die bloed, die prys was volbring. Die bloed het nie 90% gegee, jy moet 10% gee nie. Daar was nie 99%, 1% kans nie. Dit was 100% volkome. Sodat ek en jy vanmôre die vrylating kan hê. Prys was afgehandel. Die laaste skrif wat ek vir u wil bring, is Hebreërs 10 van vers 29. En ek wil jy moet so saam met my lees, en dit is wanneer jy vanmôre die bloed van Jesus vertrap. Hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur en geheilig is, onrein geag, en die Gees van genade gesmaad het. Ek wil vanmôre vir seker te waarskuwing vir God se volk. Ons moet versigtig wees, dat ons nie die bloed van Jesus verag nie. Ons moet versigtig wees, dat ons nie vanmôre 'n vermengingproses probeer doen, om by my as mens te pas nie. Daar is nie vanmôre 'n ander pad as die pad van Christus nie. Daar is nie vanmôre 'n weg anderste as deur die kruis nie. Daar is nie vanmôre 'n ander shortcut vir jou vanmôre, kort paadjie, as deur die bloed van Jesus aan die kruis nie. Vanmôre is die prys volkome. En ek wil vanmôre gaan ons oorgaan na die nagmaal. En wanneer jy vanmôre die broodjie eet en jy vat hierdie sap vanmôre, dan moet jy vir jouself vra, is die bloed van Jesus nog suiwer in my binneste vanmôre? Is die bloed van Jesus nog dieselfde waarde as wat dit moet hê? Of het ek besig om sonde goed te praat? Of is ek besig om die verkeerde te regverdig? Ek wil vanmôre vir jy voor jy dit drink, dan sê jy, Here, jammer, omdat ek dit regverdig het. Here, jammer, omdat ek dalk die bloed besig is om te vermeng. Ek wil vir jou sê, daar is nie 'n vermengingsproses vanmôre van die bloed van Jesus nie. Sy prys was volkome gewees. Elke druppel wat gestort het, was vanmôre 'n suiwer gewees. En vanmôre, ek gaan die bloed van Jesus
teen my en u getuige, want ons net nie vanmôre 'n verskoning nie. Ek wil vir u sê, hoe hartseer gaan dit wees, wanneer die man en die vrou daar bo gaan kom, en jy hoor, ek gaan weg, ek ken jou nie, maar Here, ek het dan tog dit gedoen, en ek het tog dit gedoen wat goed is, maar weet jy wat is die probleme? Jy het die bloed van Jesus verag, want jy het nie heilig maak en gestreef nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, 'n kind van God, ons moet vanmôre weer die erns kry, en vanmôre en sê, Here, die bloed van Jesus is al wat my kan reinig, is al wat vanmôre aan die neerbraak in my lewe kan gee. Ons oorgaan aan nagmaal, en ons gaan hierdie bloed waardeer, en hierdie selfvervangtiging in ons lewe gaan ons agter ons plaas. Sluit vir 'n oomblik net die oë, vra jou vanmôre self, wat se sonde regverdig ek in my lewe? Wat se verskoning het ek vir dit wat ek doen? Of jy sê, daar is nie verskoning nie, hoor. Daar is nie vanmôre nie. Ek vra dat die orkes ons gaan vorentoe kom. Stuur broers, of ons kan kom voorstaan. Mattheus 26:26. En die brood geneem, en het gebreek. Vanmôre wil ek hier weer, en ek gaan dit herhaal, ek moet vanmôre indruk. Daar's niks wat ek nie kan wegvat. Daar's niks wat ek nie kan byvoeg nie. Dit is volbring. Volkome. Weet jy wat is die slegte van 'n gewoonte? Dis soos 'n groef. En al verskil tussen 'n graf en 'n groef is die diepte. Vanmôre gaan ons dit so 'n bietjie anders doen. So ek vra jy vanmôre, ons terwyl my broers die broodjies gaan uitdeel, dat jy vanmôre nie die broodjie gaan eet nie. En as elkeen gekry het, dan gaan ons daaroor dank. Ons gaan dan die Here se seën wat dit vra.
Kyk vanmôre na die prys wat vir jou en my betaal is. Vader, vanmôre bring ons hier die nagmaal na U. En ons sê vir U dankie dat ons deel van dit kan wees. Terwyl U ernstig met my gepraat het oor die vermenging van bloed. Here, omdat ons mens so maklik in dit verval. Here, besef ek vanmôre, Here, ons moet huiswerk gaan doen. Ons sit met die broodjie, U liggaam in ons hand. En ons wil U dankbaar, ons dankbaarheid teenoor U uitspreek. Sê Here, dankie vir die Here, die prys wat U betaal het. Dankie vir die pyn wat U deurgegaan het. Here, dankie dat al genesing in die liggaam en in die wonde is vanmôre. En Here, vanmôre gaan ons dit gebruik tot daar gedagtenis vir die dag toe U aan die kruis gesterf het. Hulle U afgehaal het. Mense gedink dit is verby. Die disippels verward was, maar nooit besef. Here, dit was net die begin van die suksesplan. Dit was net die begin van die suksesplan wat U bewerkstellig het. En ons sê vir U dankie vanmôre vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons vanmôre uit dankbaarheid net ons hande kan opsteek en sê, Here, ons verdien dit nie. Dit is net genade uit U hand. En ons aanbid U in hierdie oomblik. In Jesus naam. Amen. Jy kan die broodjie geniet vanmôre in huis nie. Ook op dieselfde manier doen. Ons gaan dit uitdeel, hou dit in die hand en die wat die beker verkies, kan dan net na ons gebed, kan jy dan die hand opsteek vir die beker wat dit dien gaan word volgende. Wil ons dit vanmôre net 'n bietjie ander perspektief kry, ons is so maklik net in 'n gewoonte. Vanmôre hou jy dan net hierdie kelkie, jy's maar net versigtig met die kinders. Hulle nie sal mors op banke en so voort asseblief.
ons sluit ons oor en sê vir Here vanmôre dankie vir die bloed van Jesus. Dan kyk ons met ander oë na hierdie kelkie, maar hierdie stap vanmôre oor die bloed van U voorstel, Vader. En ek kyk vanmôre met ander oë en ek sê, Here, dat dit suiwer sal bly in my lewe, dat U nie regverdiging sal soek, dat U nie die eie mens, Here, eerste sal stel, sodat ons hierdie bloed sal vermeng. En Here, dat ons sal besef, Here Jesus, die prys was volkom. Dankie vanmôre dat ons deel van dit kan hê. Dankie vir die prys wat betaal is. Dankie vir U genade. Dit is my gebed. In Jesus naam. Amen. Ons welkom om dan ook te geniet. Prys die Here. Prys die Here. Terwyl die broers en mensies wat graag van die beker net die hand so kan opsteek, gaan ons lekker saam sing, met twee seuns gaan omgaan, en dan die kelkies. Ons sing so lekker saam, prys die Here. Christ of Calvary, you mean so much to me. You are always on my mind. You have been so very kind. Calvary, oh Calvary, praise God for Calvary. Christ of Calvary, you mean so much to me. You are always on my mind. You have been so very kind. Calvary, oh Calvary, praise God for Christ of Calvary, you mean so much to me. You are always on my mind. You have been so very kind. Calvary, oh Calvary, praise God for Is daar enigiemand wat oorgeslaan is? Neem asseblief die vrymoedigheid. Ek gaan vra, kom ons staan. Dat ons hierdie lied so 2-3 maal saam sing. Dink ons aan die prys wat betaal is.